Welkom by die Klipkouers Potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode van die Klipkouers Potgooi. Welkom by die nuwe formaat van die Klipkouers Potgooi, waar ek vir jou 'n stukkie ekstra vleis in die middel ingebou het met 'n het jy geweet seksie. Ek het lekker onderhoud gevoer met Peppy Marais, wat die mede-stigter van Joe Public United is. Hulle is die grootste onafhanklike advertensiefirma in Suid-Afrika. Hulle doen so 700 miljoen turnover. Wat vir my lekker was van Peppy is net 'n nederige, lekker ou, maar daai nederigheid het ook op die harde manier gekoop. Onder andere toe Joe Public in 2009 bankrot gegaan het, en wat interessant was ook is, hulle het bankrot gegaan deur die regte ding te doen en om eties te wees, en dit het hulle actually nie bout gebyt. So dit was baie interessant vir my. Maar wat ek die meeste waardeer van Peppy se hele benadering, en ek dink dit is vir my ook die filosofie van Klipkouers, is dat alles wat hulle doen gaan oor 'n doelgerigtheid, of die Engelse woord is vir my baie mooi, dit gaan oor purpose. En deel van daai purpose is om heeltemal uitwaarts gefokus. Is hoe kan hulle mense vir wie hulle werk ontwikkel en beter bedien? Hoe kan hulle kliënte beter bedien? Hoe kan hulle Suid-Afrika en die gemeenskap daar buite beter bedien? En vandat hulle daai benadering geneem het hulle besigheid 100voudig gegroei. Geniet hierdie interessante onderhoud. Ons reken jy's een van die main manne wat dit by, wat sê jy, creative thought of create problem solve, hoe jy's 'n guru in die land wat dit aanbetref, maar jy moet nou nie skaam wees nie. Wat sê die mense van jou? Ek is ja, hulle sê ons oordrewe beskeidenheid is die toppunt van windgatheid. So oordrewe beskeidenheid. So laat ek nie te beskei wees nie. So ek is 'n baie groot vis in 'n baie klein pond. So in ons advertising community, wat klein is, dis nie meer as 5000 mense nie, maar dit is 'n 50 biljoen rand industrie in Suid-Afrika. Yes. So dit is groot geld, klein groepie mense, Ja. Baie onder die radar, jy weet, dis kinders wat geen enig word. Mense sê nie, wel, ek wil 'n creative director word in advertising nie. So ek is op die oomblik die nommer 1 op die Afrika kontinent in my industrie aan die kreatiewe kant van die besigheid. Maar dit het met 21 jaar gevat om daar te kom, en nou voel dit vir my amper waarheen van hierso. Maar ja, ek is die hoof van kreatiwiteit, en ek is ook 'n entrepreneur. Want kyk, om 'n besigheid te stig is 'n act of creativity. So ek dink, ek is eerstens 'n entrepreneur en 'n besigheidspersoon, maar my werk en my passie, my craft is ek skep kommunikasie in film, radio, billboards, in die online space, logos, die hele pakket. Vertel die Klipkouers, waar het jy groot geword? Hoe het jou paadjie geloop tot hier waar jy nou in die ateljee sit? So nie so 'n klein plekkie nie. Ek's gebore in Stellenbosch in 1968, so dis 51 jaar terug, amper 50 jaar terug. So Stellenbosch, even toe, sal ek sê is 'n klein dorpie soos Prieska of jy weet, die klein plekkies nie. Die interessante ding vir my is meer, my ma het gekom van 'n baie arm agtergrond. So hulle het op die Kaapse vlakte gewoon. Die baie arm blankes van die 40s, die jare 40s, die resessie, jy weet, my ouma het 13 kinders gehad, en jy weet, sy het die tande gehad in haar mond op 30 nie, as gevolg van al die melk en die calcium deficiency wat daarmee saamkom, as gevolg van al die kinders. En my ma is uit die huis het gestuur vroeg, en dan het sy getrou met my pa, wat uit 'n welgestelde familie uitgekom het in Stellenbosch. My oupa was die burgemeester vir 17 jaar. Maar my pa het hy het probleme gehad. So vandag weet ek, hy het social phobie gehad, en as gevolg van dit het hy verskriklik gedrink, en daar was ongelooflike geweld in my eerste 14 jaar van my lewe gewees.
So nou weer van buitekant af lyk dit so perfekte storie, agter die deure was dit net 'n baie traumatiese eerste 14 jaar van ons lewe gewees in terme van geweld en van daar af is my ouers geskei en ek het saam met my ma groot geword en ek dink as gevolg van daai enkel ma groot word en sy was onderwyseres met 'n pre-primêre skool, jy kan net dink die inkomste na huis en ons was 3 kinders, so ek het 2 susters, 'n ouer suster en dan 'n baie jonger enetjie van, sy's 13 jaar jonger as ek, so sy's nou amper 40, so sy raak ouer, maar ons treat haar nog asof sy die babatjie, die babatjie, is terrible, sy het al klaar 2 kinders, pragtige kinders, en maar, so ek het vroeg begin werk vir inkomste, so op 11 jaar het ek begin sakgeld, nie net sakgeld verdien nie, om regtig te kan bekostig om die goed te hê wat my maatjies gehad, hard werk. Ja. Jy moet hard werk. Ja, maak jy hardloop die verkeerde rigting, jy hardloop vinniger. En van die ouderdom van 11 af het ek hard gewerk, nie baie vakansies gehad, ek het eventueel ek Sondag en Saterdag in 'n kafee ook gewerk, ek het 7 dae 'n week gewerk, so vir my is dit in my DNA om net 7 dae 'n week te werk. So ek het dit gehad, plus die talent, en as gevolg van daai 2 goed saam, het ek net opgegaan in die advertensiewese, in terme van my naam, en my eie besigheid begin op 29, dis 21 jaar terug, Ja. En Wat was, vertel ons van die besigheid, hoe het hy gelyk, wat het hy gedoen? So, ons het hierdie amazing, ek het toe op daai stadium in Johannesburg gewerk, en daar was een ou wat geweet het ek wil my eie ding begin, en hy het gesê, ja, as jy ooit die ding doen, ek wil dit saam met jou doen, en toe ek vir hom sê, right, ek gaan dit doen, toe het ons nou saam gepraat, en ons het opgekom met die idee van takeaway advertising, so, kan ons een advertentieagentskap vat, en het baseer op 'n restaurantmodel, en 'n menu het met rare, medium, well done, idees met 'n pryspunt, en dan ook, as ons begin, as 'n kliënt nou sê, 'n well done idee koop, dan was daar 'n riglyne van hoe ons dit sal uitvoer, en dan was daar ook 'n koste daar gewees, so die kliënt kom in, en hy weet presies wat hy gaan betaal, en dan maak die saak of ons 1 uur of 20 ure vat, ons betaal dieselfde prys. Jou probleem, ja, so, en dit is interessant, want vandag, ek is ongelooflik passievol oor die punt dat, jy weet, ons word deesdae betaal as konsultante vir ure, maar nie vir ons denke nie. So, dit maak meer sin om 'n persoon wat stadiger dink, en meer tyd vat om met iets op te kom, even as dit nie so goed is, soos 'n persoon wat in 3 ure daarmee kan opkom, ons kan meer daarvoor charge. Ja. En dis die model wat op die wêreld hardloop. En ek is maar dit maak glad nie sin. Ons verkoop nog steeds tyd. Ons verkoop tyd. Dis irrelevant of wat die kwaliteit binne daai tyd is, want die wêreld is so average. Jy weet, dis maar ons woon in 'n baie average society. Jy kan net rondkyk na alles rondom ons en jy kan sien daar is nie 'n strewe na absolute excellence of absolute ongelooflike diens of produkkwaliteit of jy kan oral gaan. Dit is maar net in die DNA van Suid-Afrika en die wêreld. Maar dit is wat dit is, en dit gee natuurlik vir jou opportunity om jou waarde te bring. En so het ons die besigheid gebou, van die takeaway model af, wat toe gegroei het in 'n meer tradisionele model, want groter kliënte wou nie hierdie amper revolusionêre ding hê nie, want hulle persepsie was, dis nie baie strategies nie. En natuurlik, ons betaal vir proses, ons wil strategie hê, en strategie is belangrik. En so het ons gegroei, bankrot gegaan, en ons het hom verkoop, ons het in 'n kantoor gehad in New York vir 3 maande. Pragtig. Maar nou, as ek reg onthou nou die dag jou storie, daai besigheid het bankrot gegaan, omdat jy die regte ding gedoen het. Ja, so, konteks, ek is gebore in die ou Suid-Afrika, so, en sonder om vinger te wys na my ouers of my familie of en jy weet, van my familielede sal vandag sê, die jonger garde sal sê, ja, maar jy praat nonsens, maar feit soos 'n feit, jy weet, as jy in die ou Suid-Afrika 'n Afrikaner was jy 'n rasis. Dis nou maar net wat dit is. Weet, ons gedink dit was baie snaaks om op 'n Vrydag aand uit te gaan en klippe te gooi na swart mense. So, dis wat ek gedoen het. En ons gedink dit was fun. Jy weet, ons het nie 'n konteks gehad van dit is 'n absolute crime against humanity nie. Yes. Vir ons was dit net dis wat jy gedoen het. Ek is trots daarop, maar dit is deel van wat my opmaak vandag is, want ek moes sien die verkeerd en dan probeer compensate en iets beter uit dat uitkry. Jy weet,
Hulle sê baie kere, ek dink is in die Joodse geloof, hulle sê, dit is 'n Engelse gesegde, maar hulle sê, the prostitute who finds God is held in higher regard than the rabbi. So ek vind, jy weet, mense, ek dink jy word gebore is net, ek dink jy word perfek gebore, maar jy word gekondisioneer, weg van jou perfeksheid af, en dan as jy gelukkig genoeg is om jou perfektheid weer te begin vind, dan kan jy 'n ongelooflike lewe hê. Ek kon miskien vandag nog rassist gewees het, maar ek is nie. Daar's nog onderlyne van dit in my DNA, maar ek werk dit uit, en so het ek 'n ons te besigheid meer gemerged, ek deel was van die internasionale groep. En een van die senior board members was 'n blaatante rassist gewees. En op daai stadium, omdat ek so probeer wegbeweeg het van daai kondisionering, en as gevolg van getroud wees met 'n Engelse vrou wat klaar meer liberaal was in denke, en dan advertensiewese en 'n kunstskool, waar mense al klaar baie meer, weet, kunstskool was, ek kom uit die army uit, waar ons veg vir ons weet eers waarvoor ons veg, ons doen wat die man sê, ons in die army, ja. Kom jy in 'n kunstskool in waar hulle praat van ons gaan vir Nelson Mandela vrylaat. Dit is twee verskillende wêrelde. Ek kom net vir 2 jaar gekondisioneer van die vyand en wat verkeerd is en nou is ja. So kunstskool het my uit daai kondisionering gekry, en dan die ongelooflike diversiteit van ons industrie as bemarking, jy weet, advertising. En so het ek die ou gefire, en hy het gaan werk vir ons grootste kliënt, en 2 maande later het hy ons gefire, en ons helfte van ons besigheid verloor, yes. As gevolg van wat ek gedink het was integriteit. Ja. Wat 'n wonderlike les. Well, the amazing les is dat as dit nie gebeur het nie, so in die oomblik was dit okay, integriteit betaal nie, yes. Want ek was nou, ek het gedink ek doen wat is reg, en ek het die helfte van ons besigheid verloor, maar dit het ons die kans gegee om die besigheid terug te koop. So eintlik die langtermyn les is dat integriteit sal terugkom na jou 1000 keer meer as wat jy dink. So in die oomblik was dit ek dit werk nie. As ek nou terugkyk, 1000 keer exponentially, ja. Doen die regte ding, dit gaan terugkom. So ek gee die Klipkouers 'n snapshot van die industrie. En wat julle ons doen, hoe lyk 'n tipiese kliënt, tipiese werk wat julle sal doen? Okay, so kom ons kyk byvoorbeeld na een van ons grootste, ons het 50 kliënte. Ons diskrimineer nie van klein tot groot nie, maar ek sal praat van die grootste ene, soos die grootste profiel in die mark. So Netbank, ons is nou in ons 6de jaar wat ons saam met die kliënt werk, elke 5 jaar pitch hulle. So ons wenne deur 'n pitch, en ons vat na hulle gewoonlik bemarkingsstrategie wat ons konseptualiseer. So hulle sal sê, wat dink julle kan ons doen met ons brand en produk, en ons gee vir hulle denke, en gebaseer op daai denke sal hulle vir ons sê, ons wil saam met julle werk. So die denke en natuurlik die of daar gevoel is van of die kultuur goed gaan saamwerk. Want bemarking as 'n spandering van 'n besigheid is seker die tweede hoogste na jou salarisse. So dis groot nommers, en dit is nie sommer net 'n klomp ouetjies wat pyprook agter in 'n studio en opkom met prentjies nie. Dis ongelooflik strategies. So strategie, gebaseer op die strategie, doen ons posisionering vir die besigheid, en dan gebaseer op die posisionering kyk ons na 2 kante, produkwerk wat die nommers deurdruk in terme van verkope, of ons kyk na brand, na die brand. Hoe kan ons daai bou in terme van waarvoor hulle staan, wat is die DNA van die brand, wat is die groter doel? En daai toe goed werk saam om verkope te kry vir kliënte, en dan doen ons alles. Ons doen van 'n strategie gaan ons in die mediaveld tog in met televisie, flitse, radioflitse, billboards, tydskrif, koerante, en dan in die digitale wêreld doen ons alles. Wat is, jy het nou gepraat van die belangrikheid van strategie. Hoe word jy beter met strategiese denke? Is daar hulpbronne wat jy gebruik? Ons sê luister, ons verlede jaar
ons wil beter strategies wees, of is dit Nee. maar net jy is of jy is nie? Ek dink jy is of jy is nie. Ek dink dit is talente, en ek dink dit vat vele talente om 'n goeie besigheid goed te laat werk. So dis nie net asof 'n ou wat strategies as 'n talent is, want ek dink dit is 'n talent. Yes. Strategiese denke is 'n talent. Maar dan is om goed te kan maximize is ook 'n talent. So jy kry miskien iemand wat nie die strategie kan opkom, maar hy kan die ding vat en dit verder vat. Of jy kry iemand wat miskien met baie idees opkom, is nie miskien die beste idees, maar 'n klomp idees inspireer ander mense om miskien met die regte idee op te kom. So ek dink hierdie goeters is alles verskillende talente. Ons werk met Gallup's Strength Finder in ons besigheid, en daar is 32, volgens daai methodology is daar 32 talente. En verskillende mense het verskillende talente wat bo in hulle top 5 is. En ons is baie bewus van hulle. So vir ons om meer strategies te word, moes ons die beste strategiese denker in ons industrie, in ons besigheid inbring. En dan daai persoon het dan begin om die regte mense rondom hom te groei. Soort, en dan ewen vir mense soos ek wat toevallig ook strategies denk is my nommer 1 talent, maar ek was nooit bewus daarvan gewees, want my label is kreatiwiteit. So iemand soos my strategiese partner, Vernoot, inspireer my verskriklik en stimuleer my denke verskriklik. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Mense dink dat natuurlik jy's of meer linkerbrein, jy leun meer na die een kant toe of meer na die ander kant toe. Maar dat dit net die regterbrein denke is wat die proses dryf. Dit is inteendeel, dit is kreatiwiteit en die probleemoplossing gaan oor die vermoë om beide breinlobbe gelyktydig te kan opvuur, of hoe goed die twee breinlobbe saamwerk. En wat interessant genoeg is natuurlik, kreatiwiteit, ons almal word met geniale vlakke van kreatiwiteit gebore, en teen die ouderdom van 10 is dit uit ons uitgeleer. En nou hoekom ek sê het uitgeleer, is gaan kyk 'n bietjie na navorsing, dit is die moderne skoolsisteem wat kreatiwiteit of hy kreatiewe vlammetjie in elke kind uitdoof of uitsit. Nou die goeie nuus is, ons almal het kreatiwiteit in ons is soos 'n spier wat jy wel kan oefen. So nou die groot vraag is natuurlik, so nou hoe verhoog jy kreatiwiteit? Nou daar's verskillende oefeninge wat jy kan doen, maar ek gaan vir jou die beste een vir laaste los in terme van hoe die twee breinlobbe gelyktydig geaktiveer word en saamwerk. Natuurlik nou 'n musikale instrument is een manier om 'n musiekinstrument te speel, vuur al twee lobbe links en regs gelyktydig op. So daar's vir jou een manier. Natuurlik is daar ook maniere van netwerk, so is met ander mense te praat met verskillende opinies. Jy weet, is weer eens 'n leer, ek noem dit leer, maar dit is 'n manier hoe jy blootgestel word aan verskillende idees en gedagtes en manier van dink. En natuurlik best practice. Best practice is vir my dood eenvoudig. Jy gaan kyk na ander industrieë, hoe hulle dinge doen, en ek sal dit nie skaam wees om te gaan leen, nie sê steel nie, maar gaan leen idees by ander industrieë. Dit is nie nodig om die wiel te weet, so sê reinvent nie. Musiek, spesifieke musiek, hulle noem dit binaural, dink ek is die Engels, binaural beats, is 'n spesifieke frekwensie wat jy na die musiek luister, wat natuurlik ook altyd die breinlobbe opvuur. Maar alles kom terug na, en ek moet oor die jare het ek gelees en top performers ouens soos Tim Ferriss, en alles kom terug na meditasie toe. En wat ek by meditasie, ek hou nie van die woord nie, want dit klink onmiddellik, ek dink party ons sit onmiddellik regop, want dink meditasie, jy wil dit aan 'n oosterse geloof koppel of so. Maar in hierdie geval praat ek spesifiek van in wat ek beoefen en nie gereeld genoeg nie, ek is mindfulness. En mindfulness is dood eenvoudig, is asemhaling, en dit bring jou terug na die moment toe. So soos hulle sê, is being in the moment. En dit is 'n oefening wat jy tussen 5 en 10 minute 'n dag kan doen. En dit is letterlik stil word. En glo my, tussen 5 en 10 minute om stil te sit en net te fokus op jou asemhaling, sonder dat jou brein oorneem met allerlei wat jy gister moes doen, vandag moet doen en môre nog gaan doen. Dit is makliker gesê as gedaan, maar die goeie nuus is dit word makliker, en soos ek sê, dit is soos 'n spier wat jy oefen. En dit is baie kragtig om beide daai lobbe van jou in sync te laat saamwerk.
Hulle noem actually naam daarvoor is whole brain synchronization. Gaan nou net op 'n SWOT analysis. So as ons kyk 'n bietjie wat beskou jy as julle sterkpunte? Jy weet, hoekom deel hierdie 50 ouens met julle? Wat is julle swakpunte? Wat kan julle beter doen? Yes, great. Die sterkte van ons besigheid is nommer 1, ons is doelgerig. En dis 'n ongelooflike insig. Ek het nou net gesien SARS het gister 'n stat uitgebring. Ek dink 80,000 mense besighede is uit besigheid uit in die laaste 2 dekades. Sjoe. So jy kan dink daai hoeveelheid geld en werk uit die ekonomie uit 80,000. Nou ek het nou vir ons finansiële direkteur gekry om vir my 'n bietjie van 'n analises te wys net om te sien wat is die groottes van die besigheid waar as gevolg van wat. Jy weet. Ja. Maar dit is en vir een of ander rede oor die laaste dekade het ons gegroei teen 48% jaar op jaar compounded. So ons doen iets obviously reg. Ja. Ek dink ons nommer 2 is ons strategiese denkvermoë. 3 sal ek moet sê is ons produk, die top end van ons produk en ook ons kultuur om beter werk te doen, al is baie van ons werk nie waar ons dit wil hê nie. Maar ons swakste werk is op markstandaard. Doelgerigtheid, ons strategiese denkvermoë. Maar ek wil net daai doelgerigtheid net om dit is Engelse woord purpose. Greater purpose. Jy het 'n hele werk en dit is vir my dis ongelooflik om jy gaan nie oor die bottom line. Dis die grootste insig dat ek vir enige entrepreneur of besigheids CEO, chief executive kan gee is as jy regtig impak wil maak in hierdie wêreld, doen 'n bietjie huiswerk om uit te vind. Want die vraag ewen by die besigheidskool wat die rede kom ons besigheid is om geld te maak. Absolute fasade. Glad nie die waarheid nie. Ek dink die ander het gesê maar ek gaan weer sê maar Phil Knight se boek Shoe Dog, beautiful boek om te lees. En hy het gesê ons almal weet bloed moet deur ons lywe vloei om ons aan die lewe te hou. Maar as jy my vra wat is my doel in die lewe is nie om bloed te maak nie. En jy kan daai metafoor toepas op besigheid. So dit is my grootste insig. Daar is ons sterkhede ons swakhede, die weaknesses op die oomblik is ons human resource departement is uit al ons resources ons swakste ene, ons is besig om dit reg te maak. Ons is 300 mense so en ons verkoop ons denke en een van ons pilare van ons doel is om ons mense te groei. So dis ironies dat ons mense groei departement is nie ons sterkste nie. En dit is om 'n balans te kan sien dat dit gaan nie alles net oor produk of oor diens nie. En dit gaan oor die ander goeders en ons daai netjie bietjie misgekyk. So dis een van ons grootste swakhede wat ons besig is om reg te maak. Een van ons ander swakhede is ons is te top heavy. Ons besig om ons struktuur bietjie te minimaliseer. Ons het 6 besighede. Ons vat dit af na 3 of 4 toe. En dan opportunities vir ons is om digitaal sterker te maak, wat ons nou op die oomblik sterker maak. Dis 'n definitiewe opportunity. Alles vir my gaan nou oor digitaal is opportunity om doelgerigtheid te monetize as 'n produk en na kliënte te vat is 'n ongelooflike groot opportunity. Afrika is 'n opportunity. En dan sal ek sê die external threats op ons besigheid is die grootste wat opkom vir my nou is om te verval in die mediocrity van sosiale denke. Het julle al 'n woord? Yes, ons het 'n woord. Wat is julle woord? Kan jy dit deel? Yes, absoluut. En voor ek hom deel, laat ek net vir jou net 'n bietjie want hierdie paar minute gaan die mees vir my is die mees belangrikste paar minute want hierdie paar minute kan jou lewe verander. Eerlikwaar dit kan. Dis vir my baie interessant dat as mense weet ons nie wat ons een woord is nie. Net as mense, jy weet, en as gevolg daarvan lewe ons van naweek na naweek na naweek en dis ook baie belangrik om te weet jou mens doelwoord wat een woord is en as jy 'n besigheid begin het as entrepreneur is die woord van jou besigheid 'n ander woord. Want soos die King's Commission, Mervyn King se King's Commission wat wêreldwyd erken word, is geskrewe as gevolg van die feit dat jy wil nie hê jou besigheid is jou slaaf nie. Hy behoort nie, hy is soos jou kind, maar hy is 'n eie mens. So daar is 2 verskillende woorde
En daai woord is 'n redelike proses op 'n persoonlike vlak om te vind en op 'n besigheidsvlak. Dit vat 'n proses, maar jy kan hom vind. Ons woord is groei. So in Engels growth. En toe ons met hom opgekom het in 2010 wat 6 maande se werk gevat het deur 'n proses wat ek ontwerp het, was almal like, maar dis obvious. Maar die ding is, dis nie die woord waar dit gaan nie, dis oor wat daai woord regtig beteken. Maar jy kan nie gaan werk in 'n betekenis voor jy nie weet wat die woord is nie. So die woord is die pebble, is die klein, hy's like daai eerste sny wat 'n surgeon vat. En as jy hom oopmaak, dan sien jy binne is die beautiful, okay, wat gaan hier aan? En ons woord beteken in Engels to be the fertile soil that grows our people, our clients and our country. Ja. So die grond waarin ongelooflike mense groei, waardeur ons dan ongelooflike werk kan doen wat ons kliënte groei, waardeur ons besigheid kan groei en meer werk kan skep vir mense, want Suid-Afrika het meer mense in jobs nodig. Peppy, ek gaan nou daar stop. Ek gaan net vir jou een ding sê. Jy's 'n inspirasie. Ons het meer ouens soos jy nodig in Suid-Afrika. En ek dink ek wil beklemtoon en die Afrikaanse woord, en ek het 'n paar keer daar oor geblok ook, die hele ding van excellence in Afrikaans is uitnemendheid. En ek sê die hele tyd lig, hou aan die game lig. Jy kan moenie conform met 'n droppende standaard nie. En is vir my 'n inspirasie om te weet daar's ouens in 'n verligting. Awesome. Te weet daar's ouens soos julle daar buite wat net sê average is swak en ons gaan in die game lig. En verskriklik dankie vir jou tyd. Awesome. En baie dankie vir dis 'n voorreg. Waardeer dit. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.